Vriende, goeiemôre. Baie welkom vanoggend. Dit is goed om elkeen van u te sien hierdie heerlike kom ons noem dit dan somer-wintersdae wat ons beleef. Maar ons gaan nie kla nie. Ons het lekker warm gekry en ons sien uit na die winter ook. Maar ek hoop dit is vir julle 'n lekker mooi dag vandag want dit is regtig die afgelope paar dae sulke heerlike herfsdae soos daai foto ook vir ons wys. Vriende, net so 'n paar afkondigingkies van my kant af wat ek net onder julle aandag wil bring. Die eerste is ons gebruikelike koffie en tee na die tyd en die koekies en dan ook ons kategese en dan ons reëling dat die graad 1 tot 3 na die kindertyd gaan hulle so lank uit en dan gaan kry hulle klasie en ons sien ook uit daarna. En en dan hierdie groot ding hierdie week, Hemelvaart is eerskomende donderdag die 29ste Mei. Ons het die aand 6:30 'n diens. So ons nooi jou regtig uit na ons Hemelvaartdiens. Ek weet hier is ander gemeentes wat deur die dagdienste het. Ek weet byvoorbeeld dat die oggenddienste daar by Wesgemeente, maar hulle het dit sommer saam met die Laerskool Wesbank is dit nog reg so meneer Valdo. En ek weet die moedergemeente het byvoorbeeld ek dink in die middagete 'n diens, maar ons het die aand 6:30 is dit ons diens. So kom ons kyk hoe lyk julle program en dan kom woon dit graag by. Ons Pinkster begin dan ook volgende week en dan ons hierdie jaar ons gesamentlike Pinkster, ons het so in die ring so 'n paar jaar terug besluit dat ons so elke tweede jaar 'n gesamentlike Pinkster het waar al die gemeentes saam Pinkster hou en dis by Wesgemeente hierdie jaar. Dit begin maandag aand tot donderdag aand 6:30 en Dominee Marinus Tron van Stellenbosch Wesgemeente gaan dit kom hou. Hy is die Wes-Kaapse Synode se moderator. Ek het dink die tema het ek al gewys waaroor dit gaan. Ek kan nie nou vinnig onthou, iets met toekoms van die kerk. Maar kom ons ondersteun dit. Ons Pinkster is altyd 'n lekker saamkom geleentheid. Veral as ons by mekaar kom, ons gaan nou ons verskillende NG gemeentes gaan by mekaar kom. En na die tyd gaan hy lekker sop en brood ook wees. So kom ons ondersteun ook daardie by mekaar kom Pinkster hierdie jaar. En daar's ook vir die laerskoolkinders 'n laerskool Pinkster ook tydens daardie tyd. Dan vriende, ons 60-plussers. Ek wil net dit weer as daar nog van u wat nog nie bespreek het, jy kan gerus nog bespreek, as nog tyd. Eerskomende Saterdag aand gaan ons so 'n bietjie saam braai en kuier, so 4:00 se kant. Al ons 60-plussers. Ek kry die vraag van vandag of in die week, vra die man, maar hy is nou 60, maar sy vrou is nou nog nie 60, moet sy nou by die huis bly? Toe sê ek, onder geen omstandighede nie, ons wil nie skeiding bring by families nie, so as die een van die familie, of een van die gesin nou nie 60 is nie, jy gaan nie weggestuur word, jy is meer as welkom om saam te kom kuier, en te sien wat wag vir jou die dag as jy dan ook 60 raak. So, maar nee, dit is 'n geleentheid vir ons senior mense om net so 'n bietjie saam te kuier en soos ek laasweek gesê het, ek weet dis baie enkel persone wat nie meer lus is om of te braai of so nie, so daar gaan braaiers wees. Jy bring net jou vleisie en drinkgoed, die ander roosterbrood en slaai gaan voorsien word, so maar ons moet getalle hê, so ek dink dit teen Woensdag asseblief, dan wil ons net dit finaliseer. So kom ons ondersteun dit. Dan vriende, het ons Zimbabwe uitreikspan wil so 'n bietjie fondse insamel, die 20ste Junie. So maak maar iewers 'n aantekeningkie. Jy kunt gerus bestellings plaas vir pannekoek. Ons gaan 'n bietjie pannekoekbank daai Vrydagoggend. So lekker saam kuier ook en die fondse gaan dan ook vir ons uitreik. Ons uitreik loop baie mooi. Die poppies word gebrei en al die dinge en die klere kom mooi in. Die Bybels is al hierso. Ons gaan ook weer volgende kwartaal so groot geleentheid hê waar elkeen kans kry om 'n plakkertjie voor in daai Bybels te sit, want daai Bybels word versprei. Dis die doel van die uitreik om die gemeentes te gaan besoek en dan dit uit te deel aan mense wat nie Bybels het nie. Ek dink dis dit. Ons is hierdie tyd van die erediens kom word ons stil en kom dink ons aan almal wat siek is in ons gemeente. Almal wat deur moeilike tye gaan. Ons gesin, ons familie is ook maar bietjie beproef hierdie week. Diana se ma het geval in haar huis en sy moes hospitaal toe gaan. Sy's nog in die hospitaal
en Dina is nou op die oomblik daar by haar. Het gaan beter met ouma Sandra, maar ons het maar net weer eens hierdie week is ons ook naby aan my gekonfronteer met die broosheid van ons mense wat siek raak. Julle almal het familie wat siek is of wat mense wat behandeling kry. So kom ons bid vir oggend vir almal wat geliefdes het wat siek is, wat deur moeilike tye gaan. Dit is hoekom ons daar is as gelowiges om vir mekaar te kan bid, mekaar te kan ondersteun. So kom ons raak stil voordat ons hierdie diens begin om saam tot die Here te nader daarvoor. Kom ons word stil. Hemelse Vader, ons is diep bewus van ons eie tekortkominge, ons eie broosheid, Here, en dat ons gesondheid baie meer werd is as al die skatte in die wêreld. Dankie dat ons vir almal kan kom bid wat sukkel met hulle gesondheid in hierdie oggend. Ons gemeentelede wat behandeling kry vir kanker. Gemeentelede wat met operasies kry en mense wat net siek is. Here, ons bid in hierdie oggend vir elkeen dat U genade vir hulle genoeg sal wees en vir hulle sal vashou. Maar ons bid ook vir die tyd waarin ons leef, Here. Hierdie onsekere tyd, hierdie tyd van dinge so vinnig verkeerd loop. Mag ons opnuut vanmôre kom troos vind, hoop vind. Mag ons opnuut U beskerming geniet in U nabyheid. Seën ons in hierdie oggend. Dis ons gebed, Here. Amen. Vriende, ons is tot en met Pinkster besig met hierdie liturgie, waar ons saam die Here se opstanding vier en ons gaan dit 3 keer noem. En kom ons begin daarmee. Die Here het opgestaan. Die Here het opgestaan. Die Here het opgestaan. Liewe gemeente, wees gegroet met die wonderlike woorde, genade en vrede vir julle. Mag julle dit vandag saam met ons beleef en ervaar en weet dat die Here se genade vir julle genoeg is. Amen. Kom ons bid saam, vriende. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend nou met hierdie wonderlike musiek en liedere U kon loof en prys. Ja, Here, ons kon daardeur getuig dat U ons Here is, dat U opgestaan het en dat U lewe. En dat U woord lewendig en kragtig is. Ja, Here, en dat U woord tot ons spreek. Dankie dat ons vanmôre opnuut daardie voorreg kan hê om saam te wees. Here, maar ons gebed is vanoggend dat U net nou hierdie woord ook aan ons harte sal seën. Dat U dit sal oopbreek. Dat ons dit sal verstaan. En dat ons hieruit sal gaan geïnspireer en aangespoor om te gaan doen wat U vir ons roep om te doen. En dit is om U woord en die genade te gaan leef daar buite. Seën ons in hierdie oggend saam, Here. Dis ons gebed. Amen. Vriende, ons is vanoggend by 2 Timoteus 3, ons is nou by die tweede deel van daai, of die laaste deel van daai boek onder die blare dak van God se geloof. Ek het die boek klaar gelees, so ek het gevoel ek wil hom graag vir julle klaar handel. Ek het vanoggend 'n harde kopie saamgebring. Ek het die tablet maar bietjie by die huis gelos, so laasweek het ek 'n bietjie baie stres uitgegooi hiervoor toe die preek weg was, maar genadiglik, ja, die Here se genade is vir ons groot en goed, kon ek dit daarom kry. Vriende, ons is vanoggend by hierdie tema, ek glo omdat die Bybel die waarheid is. Ons het laasweek gepraat oor ek glo omdat daar genade vir my is,
en die hele konsep van wat is genade en hoe verstaan ons dit, daardie onverdiende guns wat jy ontvang van God af. Maar nou gaan ons 'n bietjie verder vanoggend. En dit is, hoe sien ons hierdie wonderlike boek, hierdie Bybel wat ek en jy elke dag lees en gebruik? Hoekom is dit so belangrik om 'n Bybel te hê? En ook vir ander te gee wat nie 'n Bybel het nie. En ek wil sommer begin, voordat ons nou die teks lees, want ek wil my preek so in 2 deel. Ek wil so in die begin net iets vertel van wat die Bybel alles is, wat ek dink baie interessant is. Baie keer verstaan ons dit, maar hier's 'n boek vol klomp Bybelgeskrifte. Ek wil gou dit eers hanteer, en dan wil ek oorgaan en vir ons die teks lees, en dan daarmee afsluit vir die oggend. Kom ons begin dan nou eerste by die Bybel. En dit is dat die Bybel, die boek wat ek en jy elke dag lees in ons geestelike tye of in ons stilte tye, waar kom dit vandaan? Wie het dit geskryf? Het dit maar net so geval? Nee, die Bybel is 'n wonderlike boek. Dit kom ook van die Griekse woord Biblia, wat beteken boeke. So die Bybel wat ek en jy elke dag lees, is 'n versameling van boeke. Hy bestaan uit 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament. Ek het nou so vir die kinders weer verduidelik in die oorspronklike Hebreëus en Grieks van die 2 testamente. Wat interessant is, dat die Bybel bestaan uit 66 boeke. 39 in die Ou Testament en 27 in die Nuwe Testament. Die Bybel is oor 'n tydperk van, luister mooi, 1200 jaar geskryf. Dis nie 'n boek wat eendag iemand gevat het en gaan skryf het nie. Oor 'n tydperk van 1200 jaar is hierdie boeke geskryf en is bymekaar gevoeg. Daar is skaapwagters, konings, profete, Moses, Daniël, Jesaja, Dawid, Salomo, al daai ouens het die Bybel, is deel van die Bybel, en dan die apostels soos wat ons dit ken. Hierdie klomp boeke, wat ons van 'n versameling het, en wat ons nou noem 'n kanon, kom oor etlike jare aan. En dit, ons kan dit maar lees. Ons mag dit lees. Want daar is lank daaraan geskryf. Ons gaan nou in Timoteus lees, wat ons sê, hierdie woord van God is geïnspireer deur God, maar mense het dit neergeskryf. Die eerste 5 boeke van die Bybel, ken julle, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, word die Pentateeg genoem. En daar word gesê dat Moses het dit geskryf. Daarna volg die 12 historiese boeke, Josua, Rigters, Rut, Samuel, Konings, Kronieke, Esra, Nehemia, Ester. So dis daai versameling van geskiedkundige boeke. En dan kom die 5 digterlike boeke van Job, Psalm, Salomo, se Spreuke, Prediker en die Hooglied. En dan is daar 17 profetiese boeke, Jesaja, Jeremia, Klaagliede, Esegiel, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha. Baie keer weet ons nie eers van al die boeke wat in die Bybel is nie. Die Nuwe Testament het 4 evangelies, en dan is daar die sendingbriewe van Paulus, en dan ook die laaste van die apostels se 7 algemene sendingbriewe, en dan die laaste boek is die boek van Openbaring. Dis die Bybel wat ek en jy het, wat vir ons gegee word in ons taal, wat ons kan lees. Die wonderlike ding is, in Suid-Afrika het ons het 11 amptelike tale, en vir elkeen in daai tale is 'n Bybel beskikbaar. Vriende, hoekom noem ek al hierdie goed vanoggend vir julle? Omdat ons lewe in 'n tyd waar daar al hoe meer verdagmaking kom, dat hierdie wonderlike boek wat ek en jy wat ons lees en wat ons deur God aanbid, nie waar is nie.
En ek wil dit vanoggend totaal al van die tafel afvee. Dat hierdie woord is waar. Dis waarom ons tema kom. Ek glo omdat die Bybel die waarheid is. En dit is een van die boustene van jou geloof. As jy nie glo van dit wat hier binne-in staan nie, het jy 'n groot probleem. Jy kan nie dit wat hierin staan in twyfel trek nie. Ja, daar is kontraste. Ja, daar is goed wat jy miskien 'n bietjie oor kan dink en kan vra. Maar dit is die waarheid. Want dit is deur God geïnspireer en is deur mense neergeskryf oor 1200 jaar. En nou kom ek by ons teks en ek wil daaroor 'n bietjie uitwy. En dit is, ons teks lees as die volgende: Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorbereid en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Vriende, dit is daar 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17. Een van die dinge wat André Sillier in sy boek skryf, is dat Christene vandag met verskriklike uitdagende tye te doen het. En een van die uitdagings van ons tyd is die hele verskynsel van fake news, fopnuus. Ken julle dit? Weet julle wat dit is? Dis daai goedjies wat rondgestuur word op sosiale media, en dan is dit nie die waarheid nie, of partykeer sit hulle net so 'n stukkie daarvan, en dan begin dit so vinnig loop, nê? Om, soos die Engels sal sê, hits te kry. So die oomblik wanneer 'n berig vinnig versprei word, kan die ou wat dit versprei, of die sosiale platform wat dit versprei, kan meer vra vir die advertensies op die platform, want daar's meer mense wat dit lees en aanstuur. Maar dit is leuns wat so maak dat ander mense geld maak. Daarom is dit moet ons baie versigtig wees wanneer ons met hierdie goed omgaan. En vriende, dit is wat ook met die Bybel gebeur. Die Bybel word gebruik as 'n instrument om Christene by te kom. Sê, julle glo mos nou in daai boek. Jy kan maar gaan bietjie lees, jy gaan bietjie luister hoe verneig ander mense op Christene vandag is. Maar ons as gelowiges glo dat hierdie boek is deur God geïnspireer en soos ek gesê het, deur mense geskryf. Dis die waarheid. Een van die grootste foute wat ons wel kan maak met die Bybel, en ek wil dit onomwonde vanoggend sê, is dat hierdie boek bestaan uit boeke wat in versies opgedeel is. Ons is nie, soos Stefan Joubert sê, versie Christene nie. Ons is boek Christene. Jy kan nie 'n teksvers uit konteks gaan aanhaal en dan sê dit daar. Jy moet altyd die konteks lees en verstaan. Dis een van die grootste foute wat predikers vandag maak, is wanneer jy hermeneuties en eksegeties omgaan met hierdie woord en jy haal hom uit konteks uit. Jy moet die konteks kan verstaan waarin dit geskryf is, maar dan kom jy ook by die boodskap uit. Die Bybel, as jy die Bybel mooi gaan lees van Genesis tot by Openbaring, is daar 'n goue draad wat reg deur Ou en Nuwe Testament loop. Daardie goue draad is die storie van God. God wat met jou as mens bemoeienis maak. God wat met jou op pad is. In die Ou Testament, ons voel, dis 'n klomp geskiedenis daai. Gaan lees dit, gaan lees die Ou Testament. Jy gaan sien hoe God moeite doen om by sy volk uit te kom. Hoe God moeite doen om sy volk te red en te help. En vir ons te leer. En ook die Nuwe Testament wat vir ons die nuwe bedeling kom vertel van Jesus wat aarde toe kom en tussen ons kom woon. Vriende, ek wil opnuut vanoggend by julle pleit. Moenie die woord van die Here gering ag nie.
Moenie dink, ag ek ken dit redelik nie. Ek is 28 jaar in die bediening. Ek ontdek nog elke dag nuwe goed. Dis hoe ryk hierdie woord is. Daarom kan ek en jy glo en met die wete dat die Bybel waar en reg is en eg is. Die Bybel is nie 'n wetenskapboek of 'n geskiedenisboek nie. Nee, dis die woord van God. Dis die woord wat vir ons kom vertel wie God is. En soos ek gesê het, dat hy met ons op pad is. Uitdagende tye waarin ek en jy onsself bevind, soos ek net gesê het, is om hierdie valshede en leuns te weerlê. Hoe doen jy dit? Deur hierdie woord te ken, deur hom te lees. Daar is iets daaraan om stilte tyd te hou, om tyd saam die Here deur te bring, om die woord saam met medegelowiges te lees en seker te maak dat ons saam op pad is. Vriende, ek weet, ons kry nie altyd almal genoeg tyd om die woord te lees nie. Ek weet dat ons lewe in 'n verskriklike gejaagde lewe. Dit is van vanmôre tot vanaand. Jy voel of jy nie eers by alles kan uitkom nie. Net soos wat jy 'n dagboek het wat jy bestuur en by goed uit te kom en alles, maak tyd om hierdie woord te lees en dit te dink en tyd saam met die Here deur te bring. Een van die uitdagings, en dit is wat Andries hier ook dan skryf, is omdat ons nie hierdie woord ken nie, sukkel ons met die waarheid, sukkel ons om goed te verstaan. En as jy 'n teks een keer gelees het, beteken nie jy gaan hom heeltemal verstaan nie. Lees hom 'n tweede of 'n derde keer deur. Gee tyd dat jy in die woord indelf. En jy sal verbaas wees oor wat die woord vir jou gee. Hebreërs sê die woord is lewendig en kragtig. Ek kan daarvan getuig dat wanneer jy deur 'n krisis gaan, wanneer jy wonder, maar waar nou Here, hoe nou? Maak die woord oop. Gaan lees. Daar's altyd hoop, daar's altyd rigtingwysers in die woord van die Here. Maar ons moet versigtig wees om die woord soos 'n tref en trap te lees. Ek maak maar net hier oop, okay, ek gaan sommer daar. Begin by 'n leesprogram. Begin sê, hoorie, ek gaan van Matteus van die vooraf deurlees, of ek begin by Genesis. Gaan kry vir jou 'n leesprogram en maak moeite met die woord van die Here. En jy gaan verbaas wees oor wat jy hierin kry. Hierdie is 'n skat wat ongelooflik baie vrug vir jou lewe kan gee. Ek wil afsluit met weer hierdie stelling. Wat glo jy? Jy glo in Jesus Christus die Verlosser, wat vir jou sondes gesterf het, opgestaan het en dat hy lewe, en jy glo in sy woord, wat jou inspireer en jou toerus om 'n verskil te gaan wees in die wêreld. Vriende, ons durf nie waag om ons gereedheid en paraatheid vir die wêreld af te skeep nie. Hier is hy. Vat dit en lees dit en glo dit. Amen. Kom ons gee geleentheid vir stil word, en dan gaan ek vir ons afsluit.
Here, dankie dat ons die woord het, die Bybel het. Dankie dat U op 'n besondere manier met ons deur die woord praat. Here, help ons om dit op te neem. Help ons om in die woord te lewe en dit te gaan ondersoek en onsself daarvolgens toe te rus, Here. Dankie, Here, dat ons ook kan weet dat in die tyd waarin ons leef, in die wêreld waarin ons leef, die omgewing, ons juis die woord van U bitter nodig het. Nie die Here om ons te troos nie, maar ook om vir ons rigting te gee met waarheen ons op pad is. Help ons daarmee, Here. Dis ons gebed in hierdie oggend. Amen. Ontvang die seën van die Here, vriende, en gaan leef in die geloof dat die Bybel die waarheid is. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees sal julle seën en julle bewaar en julle beskerm in hierdie week. Die Here seën julle. Amen.